Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Welkom aan al die vaders, mag dit 'n wonderlike Vadersdag wees en mag julle families julle woes bederf. Dis ons grootvader wat ons nou kom welkom heet en vir elkeen sê genade en vrede vir jou. Ek wil reg hier aan die begin verskoning vra dat ek vandag oor myself as 'n voorbeeld gaan gebruik, maar ek vermoed dit gaan ons help om hierdie perikoop wat ons vandag gaan lees uit Jesaja uit beter te verstaan. Dis hoekom ek hier in my studeerkamer sit, omdat die Here het spesiaal vir my gehelp terwyl ek getwyfel het en vir my 'n boodskap kom bring wat ek baie graag met julle wil deel, want ek weet dit gaan vir julle ook help. Ek is eerlik as ek sê, ek het al baie getwyfel of ek reg doen in die oë van die Here. Ek het getwyfel in my eie vermoëns as 'n bedienaar van die woord. Ek het getwyfel in my vermoë as 'n skrywer van teologiese boeke. Ek was so 'n tydjie terug nie op 'n goeie plek gewees nie. Maar nou moet ek die storie nog verder gaan haal. En sommige van julle ken die storie baie goed, want ek het dit al 'n paar keer daarna verwys. My pa en ma wou 5 kinders gehad het, en met die 5de kind se geboorte het die dokter gesê, hulle het 'n splinter nuwe metode van sterilisasie, en sy sal nooit weer in haar lewe sal sy kan kinders kry nie. Wel, so 3 maande na hierdie hele proses word sy een oggend naar en sy wonder of die vorige aand se hoender dalk nie so vars was nie. Maar toe sy die volgende oggend weer naraak, toe weet sy, want sy het immers al 5 keer van tevore ervaar. Sy en my pa is af na die dokter toe, is 'n spreekkamer. In daardie tyd mag die man mos nie saam met die vrou by die dokter ingaan nie, so my pa het maar daar in die wagkamer gewag. En toe my ma uitkom, toe vra my pa, wat sê die dokter? En sy sê vir hom, wat hy elke keer sê, geluk mevrou. En dis toe die aankondiging dat ek op pad is. Nou fast forward, ons het 'n bietjie vorentoe, na die tyd nou die aand van my twyfel, en ek het dit eintlik al voor dit beginne. Toe ek in die bed klim, toe sê ek vir Renata, wie dink ek is ek om 'n boek te wil uitgee? Wie sê ek is teologies sterk genoeg en ek twyfel? Sê nou maar net, ek lei die mense van die pad af in die sloot. En ek stoei. Ek is so onseker en ek rol rond, totdat ek seker so 2 uur se kant maar opstaan en agter die skerms kom sit hier in my studeerkamer. Redelik in papery met my selfbeeld wat so tussen die vloer en die politoer lê. Ek was die afgelope tyd, vir 6 maande was ek besig met die skryf van die nuwe dagstukboek met die naam Asem. Vir selfs as die silwerrandjie weg is, en op daai stadium was my silwerrandjie heeltemal weg, en ek het so 250 onderwerpe bymekaar gemaak, en elke oggend as ek hier kom sit agter die skerms, het ek dan geskryf oor die onderwerp wat op my tafel is. So ek het opgestaan, en ek het my rekenaar oopgemaak, en toe kry ek die onderwerp, en ek begin lees, en skryf daaroor. So redelik onder die weer, maak ek toe daai oggend 'n tydjie terug hierdie skerms oop, en ek begin lees, daai oggendse stukkie waaroor ek moet skryf, Jesaja 49.
Onse Vader, Jesus, Heilige Gees, dankie dat ons vandag om U woord kan vergader. Here, U woord is 'n realiteit en dit praat nog elke dag met ons. En daarom vra ons dat U hierdie woord vandag in ons elkeen sal oopbreek. Dat ons anders sal opstaan, nie omdat ons iets gehoor het by Gary of Ben of iets raak gesien het nie, maar omdat die Gees in ons gewoel het. Ek vra ook, Here, vergewe die bedienaar van die woord en ons almal se sondes. Amen. Jesaja 49 vers 1 tot 7, 'n lig vir die nasies. Die ander lande moet na my luister. Die lande wat ver weg is, moet fyn luister wat ek sê. Die Here het my geroep voordat ek gebore is. Hy het my alreeds 'n naam gegee voordat ek in die wêreld gekom het. Hy het my woorde so skerp soos 'n swaard gemaak. Hy hou sy hand oor my om my te beskerm. Hy het my soos 'n skerp pyl gemaak wat hy reghou in sy pylkoker om mee te skiet. Hy het vir my gesê, jy werk vir my, jy is Israel. Deur jou wys ek hoe groot ek is. Maar ek het gesê, ek het my verniet ingespan. Ek het my energie gemors op dinge wat geen voordeel het nie. Nogtans glo ek, die Here sal dit met my laat reggaan. Hy sal my werk beloon. Die Here het my voor my geboorte al gekies om vir hom te werk. Hy het my bestem om Jakob na hom toe terug te bring. Israel moet bymekaar gemaak word. Ek is belangrik vir die Here. Hy gee my die krag om te doen wat hy van my vra. Hy het vir my gesê, jy moet meer doen as om net die nageslag van Jakob bymekaar te maak. Daar is meer om te doen as om net die wat nog oor is, terug te lei hierheen. Jy moet boonop ook my lig wees vir die nasies. Jy moet my redding uitdra na die uithoeke van die aarde. Na ek hierdie gedeelte gelees het in Jesaja 49, het ek net my kop laat sak en in skaamte vir God reguit gesê, Here, ek is jammer wat ek gedoen het. En ek het geweet dat God dit in daai oomblik met my so duidelik op die man af, hier binne in my spreekkamer met my kom praat. En onthou, die Bybel praat nie net met my nie, met sommige mense nie. Hy praat met almal van ons. So hierdie boodskap waarmee ek vandag saam met julle wil stap, is ook vir jou. Nou vers 1 hier in hoofstuk 49 van Jesaja staan, voor my en voor jou geboorte het God ons geroep. Nog voordat ek gebore is, het God al my naam geken. Want hy het dit vir my gegee, ook vir jou. My situasie was anders, want die meeste van julle wat hier kyk of luister is beplan. Die meeste van julle het kinders wat beplan is. Ja, hier en daar is daar dalk een wat 'n glipsie was. Nou ek was nie eers 'n glipsie nie, want ek was nie beplan nie. Ek kon nie, my ma was gesteriliseer. En tog het die Here gekom en hy het ten spyte van my ouers se gesinsbeplanning, ten spyte van mediese afgronde, bou God 'n brug, want hy het my geroep. Hy het vir my 'n naam gegee. God het vir my daar en dan 'n identiteit gegee. My identiteit is kind van God. God het my geskape om in 'n intieme verhouding met hom te staan, vir jou ook. En hier waar ek so diep in die onsekerheid rondgerol het, kom fluister God, maar eintlik het hy soort van 'n megafoon gebruik en vir my gesê, jy is myne. Ek het jou geroep. Vers 2, hy het my woorde so skerp soos 'n swaard gegee. Nou 'n swaard wys
op 'n krag, dit wys van sny en dit wys van skei. Nou die swaard help reg, maak reg waar verkeerd gedoen word. Nou die woorde het ek direk van God af ontvang. Ek het al vertel dat my oom boerdeer was, my pa het al 'n hordes van die gesange geskryf in die liedereboek. Ja, en ek was omtrent 8 jaar hier op Stellenbosch gewees, maar waar ek teologie gekry het, en dit was daar, dit moes ek doen om te keer dat ek nie die pad byste raak en ander mense aflei of afvat in die slote nie. Maar die res van die swaard het God vir my net so kom gee. In die skadu van sy hand het hy my verberg. God het my beskerm, en daarvan is daar baie stories hoe ek vandag hier nog kan wees. Na student het ek vir Intercape bus gery, en vakansietye het ek sommer oor die 40.000 kilometers met 'n bus gery. Net daardie tye was ons nog net een drywer op die bus gewees. Ek het nie eers 'n bus geskraap nie, want God het my beskerm. Hy het my 'n skerp pyl gemaak en weggesteek in sy koker. Die pyl is net soos die swaard, om die boodskap oop te breek. Maar in plaas daarvan dat dit naby is, werk 'n pyl mos ver, wat ver geskiet kan word. So die werk kan ver gedoen word. Nou ons kruispadbediening is nie net hier in 'n dorp of hier in Suid-Afrika nie. Dit is wêreldwyd. En hiervoor het God my nie net geroep nie, maar hy het my opgelei. Hy het my voorberei vir my werk. Nou vers 3, het ek daardie oggend, het my so uit die put van twyfel uitgeruk, en het gesê, jy werk vir my. Of soos die 83 vertaling sê, jy is my dienaar. Deur jou maak ek my mag bekend. En dis my werk. Dis wat ek nou hier doen, agter die skerms. Ek bring God se woord in vandag se woorde. Dit is hoe God my geroep het. Ek en Renata skryf die heeltyd oor God. Ons neem radiopraatjies op wat oor 'n klomp radiostasies gesaai word, want God het ons geroep. Ons neem preke op. Alles om God se woord in vandag se woord te bring. Om dit aan sy kinders te vertel oor die hele wêreld. Nou toe ek hier gekom het, toe sê ek, okay Vader, ek hoor duidelik wat my roeping is en dat ek net moet aankap. Ek lees hier in vers 5, lees ek, die Here het my voor my geboorte al gekies om vir hom te werk. Ek is belangrik vir die Here. Hy gee my krag om te doen wat hy van my vra. Hoe wonderlik was dit nie? Ek deel dit graag met jou. En ek ervaar elke dag. Maar miskien moet ek die storie vertel van my vroeg opstaan, toe ek reg begin het daar, nog op die plaas was. Toe weet ek moet skryf, maar ek kan nie opstaan nie. En ek vra toe vir die Here om my wakker te maak, vroegoggend om my werk te doen waarvoor hy my geroep het. En toe doen hy dit, maar ek het agtergekom, ek het 'n fout gemaak. Want ek het nie 'n tyd bygesit toe ek gevra het nie. So enige iets van 2 uur af as ek wakker, wel hierdie boodskap het ek 2 uur die oggend begin skryf. God gee my hier krag en wysheid en insig om sy woord oop te breek. Hoor wat sê vers 6. Hy het vir my gesê, jy moet meer doen as om net die nageslag van Jakob bymekaar te maak. Daar is meer om te doen as om net die wat nog oor is terug te lei hierheen. Hoor hierso, jy moet boonop ook my lig wees vir die nasies. Jy moet my redding uitdra na die uithoeke van die aarde. Die hele wêreld. Die hele wêreld. En soos ek reeds gesê het, is ons bediening nie beperk tot 'n gebou wat in 'n woonbuurt staan om 'n kerk te wees nie, maar wêreldwyd. En wat vir my so wonderlik is om te besef dat God in 1965, 60 jaar gelede al geweet het dat hy in die 2000 iemand nodig het om met sy kinders via skerms te praat. En hy het gedink, ek is die regte een. Ek is die beste kandidaat om dit te doen.
En toe ek myself so 'n bietjie ingrawe in hierdie teks, in hierdie boodskap wat ek van God af ontvang, kom ek agter dat hierdie gedeelte is eintlik 'n voorspelling van Jesus se koms na die aarde. Jesus is geroep nog voor sy geboorte. Jesus se koms na die aarde was nie 'n plan B, omdat die eerste plan nie gewerk het nie. Omdat Adam en Eva verkeerde keuses gemaak het nie. Nou moes daar 'n ander plan, 'n plan B gemaak word, om te kom regmaak wat hulle opgemors het nie. Nee. Jesaja 49 sê vir ons, Jesus was nog voor die skepping op die kaarte gewees. Sy roeping was vasgelê in die ewe van die ewigheid af al. Lukas sê dit vir ons. Dit wys God se soewereine plan van die begin af. Maar Jesus is ook God se verborge, beskermde instrument. Jesus se woorde, ons weet dit was kragtig en skerper as 'n swaard. Jesus se woorde het koninkryke geskud. Dit het harte oortuig en het die waarheid vir ons onthul. Hy het vir die Fariseërs en die Sadduseërs ore aangesit en vir hulle vertel hoe ongelooflik skynheilig hulle is. Hy het die kerk van die dag aangevat en hulle vertel hoe ver hulle van die waarheid is. Maar meer nog, Jesus was God se presisie instrument, wat die verlossing op 'n tasbare manier vir die mensdom gebring het. Nie net deur woorde nie, maar ook deur dade. Ek is geëer in die oë van die Here, en my God is my krag. Jesus se werk is vir God se eer. Hy is God se verteenwoordiger hier op aarde. Hy het gedoen soos sy Vader gesê het hy moes doen. Al sy woorde en sy dade het gewys na God. Jesus het ons kom vertel van God. Op 'n manier het hy vir God kom voorstel en kon die mens eintlik regtig vir die eerste keer werklik vir God leer ken. Uit God se krag kon Jesus dit doen. Ek gee vir jou as lig vir die nasies se werk, en Jesus se werk was nooit net vir Israel bedoel nie, maar dit was vir almal bedoel. Die wêreld was donker en die mense het in mekaar vasgeloop. Hulle het mekaar verwoes. Hulle het hulle self verwoes. Hulle het nie geweet van beter nie. Hulle het gedog, maar dit is maar hoe die wêreld is. Dit is maar so donker. Totdat Jesus opgedaag het. Toe kon sy lig in hierdie donker wêreld inskyn. Toe het almal eers gesien waar die ware verlossing is. Jesaja 49 is ongeveer 550 jaar voor Christus geskryf. Nou hierdie is 'n voorspelling en het woord vir woord waar geword. Hierdie geskrifte is waar. Dit het waar geword wat hulle voorspel het. En daarom kan ek dit nie verstaan, hoe mense kan sê, ek kan nie glo nie. Jesus was werklik hier op aarde. Hy het werklik gesterf, sodat almal in hom kan glo. Sodat ons nie hoef te sterwe nie, maar dat ons sal lewe. Jy sien, Jesaja 49 vertel nie net vir ons van Jesus nie. Dit was nie net 'n boodskap vir my om aan te kap nie, maar dit is ook vir jou. So luister mooi hierna. Jy is nie toevallig hier nie. Jesaja 49 sê vir ons regtig meer as net 'n voorspelling. Dis eintlik ook vir ons 'n troostboodskap. Dalk wonder jy, wat maak jy hier? Het ek nog enige doel? Het ek nog enige waarde? Wel, hoor mooi, jy is nie toevallig hier nie. God het vir elkeen van ons geroep, om hier in die wêreld, waar mense so dikwels worstel met vrae oor identiteit en betekenis en wat maak ek hier, het hy ons elkeen geskep met 'n doel, met 'n rede.
Jy is nie maar net 'n produk van 'n biologiese proses of een of ander kosmiese toevalligheid nie. Jou begin is geanker in God se skepende hande. Nog voor jy in selfbewussyn ontwikkel het God jou geken en vir jou 'n identiteit gegee. Hoe wonderlik is dit nie om dit te besef nie. Ons het eers in God se gedagtes bestaan, nog voordat ons in die wêreld bestaan het. Maar meer nog, ons waarde kom nie uit onsself oor wie ons is of wat ons gedoen of bereik of hoe ons oor onsself voel nie. Dit is gegrond in die feit dat God ons doelbewus gemaak het. Ons waarde kom van God af. Ons kan maak nie saak hoeveel twyfel is daar nie. Soms twyfel ons en ons wonder, wat maak ons hier? Die mense het selfs gedink dat Jesus se planne het geflop en hulle het getwyfel. So ja, soms twyfel ons, maar God is sterk wanneer ons swak is. God is goed daarin om 'n negatief te vat en dit om te draai in 'n positief. So wanneer jy voel, jou pogings beteken niks, of jy sien nie vrug nie, onthou, selfs Jesus het gevoel, dat dit gaan nie werk nie. Hy het ook gebid vir 'n plan B, maar hy het aangehou, omdat sy identiteit, sy sukses in God gelê het. Hou aan, God sien wat jy doen, selfs al sien niemand anders dit nie. Ons identiteit is nie gegrond in wat ons bereik nie, maar in wie ons in Jesus is, wie ons in Christus is. God se plan is groter, onthou dit, is groter as my wêreldjie. Ons het elkeen 'n roeping, en dit is om lig in hierdie wêreld te wees. Klein handelinge, klein dingetjies, maak 'n groot impak. Jou gebed vir iemand in nood kan deel wees van 'n ketting van gebeurtenisse wat tot verandering lei. Jou vriendelike woord aan 'n vreemdeling kan die verloop van hulle dag of selfs hulle lewe vir altyd verander. Jou besluit om te vergewe eerder as om wraak te neem, kan 'n siklus van bitterheid breek. Jou integriteit in 'n klein saakie kan 'n voorbeeld word wat ander inspireer. Jou siekte en hoe jy dit hanteer, kan 'n getuienis word wat ander weer help. Jou finansiële stryd en jou vertroue in God daardeur kan 'n voorbeeld van geloof vir jou vriende wees. Jou emosionele pyn, wanneer jy dit met God deel, kan ander mense inspireer en vir hulle help om deur hulle lyding te kom. Jy sien, om vas te kyk in hierdie uitdaging in ons pad, en nie op God nie, moet ons onthou, God het 'n groter plan. Ons moet net aanhou en ons moet uithou. En dan laastens, jy kan aanhou en uithou omdat God jou krag is. As jy voel dat jou emosies en jou emosionele reserves is uitgeput, deur trauma, deur eise van wat ook al, deur verlies of teleurstelling, fluister Jesaja 49 vers 5. Dis so 'n belangrike waarheid. Jy hoef nie op jou eie emosionele krag te staat te maak nie. Jy mag rus in die krag van God self. Wanneer jy voel, jy het niks meer om oor te gee nie, moenie probeer dieper delf en grawe hier in jou eie leë emosionele put nie. Draai eerder na God, vir heeltemal vir 'n heroriëntasie van jou krag, waar jy krag kan kry. Daarom, hoor hier, erken jou totale afhanklikheid van God, en sê, vandag is my eie krag nie genoeg nie, maar my God is my krag. Prioritiseer tyd met God, want hoe meer tyd jy met God spandeer in sy teenwoordigheid en om daar te rus, hoe meer krag sal jy hê vir die take wat voorlê. In die wêreld wat streef na onafhanklikheid,
nooi hierdie teks ons uit om 'n nuwe soort van vryheid deel te maak van ons lewe. Dis die vryheid van volkome afhanklikheid van God. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe, yes, I believe what you say of me. I believe. Geliefd, geroep, geseënd. Ons almal het 'n roeping. Ek verkoop hierdie afgelope tyd verkoop ek my bakkie. En die ouens van Authentic Auto koop my bakkie. En hulle bring vir my 'n geskenk toe hulle my bakkie kom haal, wat 'n lekker braaitang is, wat ek verseker baie sal gebruik. En dan het hulle hier aan die binnekant het hulle, of hulle het nog so 'n boksie vir my gegee. Ek is, my love language is mos geskenke, so ek is baie mal om 'n geskenk te kry, en ek kry hierdie mooi boksie met 'n botteltjie
terpentyn of iets in, en dan is daar so 'n metaal boksie wat een of ander sement of 'n ding is, en dan gooi jy nou van dit hier in en steek dit aan die brand, en dan steek jy nou jou vuur lekker daarmee aan, en dan is dit so 'n tangetjie wat jy nou kan hier indruk, en dan kan jy dit nou uittrek as die vuur lekker aan die gang is. En toe ek nou hierdie boksie hier uithaal, dis nou 'n tweedehandse motor, manne, dis hierdie klein papiertjie in, en ek kry eintlik hoendervleis as ek hom optel. Hier staan, fighting forward, one step ahead. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jesus loves you. Dit is Herman en Etienne van Authentic Autos se roeping. 'n Klein kaartjie wat seker 20, 30 ouens nooit gaan raak sien nie. Maar daai een persoon gaan hulle 'n klein saadjie inplant. Dis hulle roeping. Hulle is geliefd, maar hulle weet ook, hulle is geroep deur God. Jesaja 49 herinner ons daaraan, dat ons nie toevallig hier is nie. God het ons reeds voor ons geboorte geken. En hy het ons geroep. En hy het ons elkeen 'n unieke roeping gegee. Soos hierdie manne. Soos wanneer jy moedeloos voel en wonder of jou pogings nog vrug dra, kan ons rus in die wete dat God getrou is en ons werk nie te vergeefs nie. Ons is geroep om lig te wees in die nasie. En God sal ons toerus en ons versterk om hierdie taak elke dag te vervul. Laat ons dan met vertroue en oorgawe ons roeping gaan uitleef, wetend dat God ons dra en dat hy ons krag is. Mag jy 'n geseënde week hê en onthou om jou roeping oral uit te leef. Geliefd, geroep en daarvoor is jy geseën. Mag die genade van God en die liefde van Jesus en sy nabyheid, die Heilige Gees se nabyheid, oral by jou wees, waar jy ook jou roeping uitleef. Amen.